Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 22 Maart. Lesse oor uitreik. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie vir nog 'n dag en nog 'n voorreg om die waarheid uit U woord te lees. Liewe Heer, wees asseblief die lig op ons pad. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Paulus leer ons baie oor hoe om die evangelie te versprei. Sy reise het ongeveer 13.400 myl gedek. Dit is verbasend, aangesien baie daarvan te voet was en dat daar tye was wat hy in die tronk was. Paulus het 'n aansienlike tyd in handelssentrums soos Korinte en Efese deurgebring, waarvandaan die boodskap na die binnelandse stede kon versprei word. Hy het ook na kerke wat hy begin het, teruggekeer om die nuwe gelowiges te versterk en te bemoedig. Waar hy nie die kerke persoonlik kon besoek het nie, het hy briewe gestuur. Op hierdie manier het die gelowiges geweet dat hy hulle onthou het en dat hy vir hulle omgegee het. Lees Kolossense 4 vers 7 tot 9 en vergelyk met Efesiërs 6 vers 21. Hoe word Tychicus beskryf en watter redes gee Paulus hoekom hy Onesimus na Kolosse gestuur het? Ons lees Kolossense 4 vers 7 tot 9. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. Hulle het julle alles bekend gemaak wat hier voorval. Kolossense 4 vers 7 tot 9. Ons lees dan ook Efesiërs 6 vers 21. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here, julle bekend maak. Efesiërs 6 vers 21. Dis beter om sommige inligting mondelings oor te dra as om dit skriftelik te doen. Dit behoort interessant te wees om te weet watter nuus die twee manne aan die Kolossense oorgedra het. Te oordeel aan Paulus se bedoeling dat hierdie dinge sou vertroos en bemoedig, Kolossense 4 vers 7 tot 9, het dit heel waarskynlik besonderhede oor Paulus se omstandighede in die tronk ingesluit. In alle geval, sulke kommunikasie was ook belangrik om die persoonlike kontak wat die gelowiges saamgebind het, behoue te laat bly. Tychicus se naam beteken geseënd. Dis duidelik dat hy 'n geloofwaardige agent was. Hy word beskryf as 'n geliefde broeder en 'n getroue dienaar en was een van twee manne uit Asië wat deur Paulus in Handelinge 20 vers 4 gekies was om hom op sy reis te vergesel om die bydraes vir behoeftige gelowiges in Jerusalem te gaan aflewer het. Hy was ook by Paulus gedurende sy tweede gevangenskap in Rome, waarna hy na Efesië gestuur was om die werk daar te gaan versterk in 2 Timoteus 4 vers 12 wat lees: Tychicus het ek na Efese gestuur. Paulus het ook daaraan gedink om hom na Titus in Kreta te stuur. Titus 3 vers 12 sê vir ons: Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, doen dan jou bes om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Saam met hom was Onesimus, vir wie Paulus in Rome tot bekering gelei het, sien gerus les 1, en wie hy as getrou beskryf het. Dit blyk dat Paulus ook meer wou weet oor die omstandighede van die gelowiges in Kolosse. Dit sou nie moeilik gewees het vir iemand om sulke nuus aan Paulus oor te dra nie, al sou dit nie Tychicus self gewees het nie. Hierdie was maar net tog 'n manier hoe Paulus sy liefde en belangstelling aan die gelowiges wou oordra, al het hy nie die kerk persoonlik self besoek nie en om hulle in die geloof te versterk, sodat hulle na ander kon uitreik. Hoe toon hierdie belangrike dinge in Paulus se briewe nie net alleenlik sy menslikheid nie, maar
word die deeglikheid van sy bediening op 'n klein skaal bevestig.